'n ondersoekende paneel, aangestel deur die Raad vir Mediese Fondse, het bevind dat swart dokters nagenoeg 4 keer meer geneig is om deur mediese fondse ondersoek te word en skuldig bevind te word aan mediese wanpraktyk of nalatigheid. Hierdie ondersoek spruit uit 'n drukgroep van swart dokters wat aangevra het dat daar 'n ondersoek moet kom oor waarom hulle disproporsioneel, in hulle eie woorde, geteiken word deur mediese fondse. Natuurlik word daar dadelik gespring na rasisme en rassediskriminasie as die redes vir hierdie disproporsionaliteit wat bevind is deur die regering, sowel as die drukgroep van swart dokters. Maar dit laat baie vrae ontstaan. In die eerste plek word ondersoeke nie net lukraak gedoen op enige dokters nie. Dit word gewoonlik as gevolg van klagtes teweeggebring. Dus, logies gesproke, as daar disproporsioneel meer ondersoeke teen swart dokters gedoen word, beteken dit daar is ook disproporsioneel meer klagtes. Beteken dit dus dat die pasiënte wat kla, doen ook so uit rasisme uit? Dan verder word dokters nie skuldig bevind aan wanpraktyk as daar nie bewyse van wanpraktyk is nie. Op die skuldigbevindinge kant beteken die feit dat 4 keer meer swart dokters as blanke dokters skuldig bevind word, glad nie daar is diskriminasie, tensy daar bewys kan word dat hierdie skuldigbevindinge onregverdig gedoen is nie. In hierdie video sal ons al die feite ondersoek en gaan vir u 'n verslag doen oor wat die waarheid agter hierdie storie is. Die rede waarom dit so belangrik is om hierdie saak aan te spreek, is omdat indien dit so bevind word, hierdie werklike rassediskriminasie is, dit 'n reuse groot effek op Suid-Afrika se legislasie sal hê. Hierdie kom te midde van die reuse stoot om die nasionale gesondheidsorg in werking te stel en van mediese fondse in Suid-Afrika totaal ontslae te raak. Dit kan egter nie anders as om gesien te word as 'n rede wat gesoek word om nog rassewette en staatsbeheerde mediese sorg te regverdig nie. Deel asseblief hierdie video daarom so ver as moontlik en veral met die kennisse wat u het in die mediese of mediese fondsbedryf. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat praat. Vir meer analise soos die in die eie belang kan jy gerus op subscribe klik op beide ons Engelse en Afrikaanse YouTube kanale. Jy kan ook gratis opdaterings kry oor die werk wat ons doen op WhatsApp deur slegs die naam en van na die nommer op die skerm te stuur. Verder sal ons dit geweldig waardeer as u wil opteken om 'n betaalde lid van ons klub te word. Jy kan dit ook doen op WhatsApp deur slegs teken my op na dieselfde nommer te stuur, dan sal ons u bel en die opsies sowel as byvoordele aan u verduidelik. Dit is die brood en die botter van ons media maatskappy en sal ongelooflik waardeer word as u elkeen dit sal oorweeg om op te teken. In 'n onlangse onderhoud het die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, bekend gemaak dat swart dokters sogenaamd teen gediskrimineer word omdat hulle disproporsioneel meer skuldig bevind word aan mediese wanpraktyk. Voordat ons by die ware feite uitkom rakende die verslag, kom ons kyk eers na daardie video. We watched today as you were handed over that report by the work that was done by that panel. And the findings, absolutely shocking. You know, I went through some of the data a little bit earlier on and, you know, depending on the different sort of skills that we're looking at of black medical practitioners, you've got some that are 3.5 times more likely to be investigated, found guilty. 6.5 times more likely to be investigated and found guilty for fraud, waste and abuse. Really concerning. Were you expecting that this would be the extent of their findings, Minister? I must say in 2019, because this complaint came to me when I was a minister for the first time, and that was early in 2019, when various healthcare providers, black ones specifically, came to me to complain about this practice. I was a GP. I don't remember experiencing something like this during the time when I was in practice. And that's a period of 8 years. So I did not really at that time expect, but when the initial report, the interim report was released in 2021, and we found this type of things because of the
the nature of the people we're investigating, Advocate Temberger, Nukai Kobi, Adila Hassim, they are very, very experienced senior counsels with another advocate who was helping them. When they released the interim report, I had a feeling that the final one will still be like this. And so one could say I was expecting it because I heard from 2021, even though I was not yet in health, but because I was interested, I heard from their interim report that things are quite bad. Mediese fondse is meer geneig om swaar dokters en ander mediese praktisyns te ondersoek en skuldig te bevind aan bedrog en wanpraktyke. Dit is nou statisties bewys deur hierdie paneel. Maar wat is die rede hiervoor? Volgens die minister van Gesondheid, Aaron Motsoaledi, is hy in 2019 vir die eerste keer deur 'n groep swaar dokters genader met die beswaar dat daar deur mediese fondse teen hulle gediskrimineer word. Motsoaledi, wat toe aan die einde van 'n 10-jaar termyn as minister van Gesondheid gestaan het, beweer dat hy self aanvanklik skepties was oor die beweringe van rasisme, omdat hy gedurende die 8 jaar wat hy as dokter gewerk het, nooit so iets ervaar het nie. Nogtans beweer hy dat hy nie deur die bevindinge van die paneel wat aangewys is deur die Raad vir Mediese Fondse verbaas is nie. Maar wat het hierdie paneel se verslag eintlik werklik bevind? Die studie het gefokus op die tydperk tussen 2012 en 2019 en die fokus was op Discovery, Medscheme en GEMS. Dit het bevind dat swart tandartse proporsioneel tot 3 keer meer ondersoek en skuldig bevind is aan bedrog en wanpraktyke as hul blanke kollegas. Verder het dit ook bevind dat byvoorbeeld swart psigiaters 3.5 keer en swart narkotiseers tot 6.5 keer meer aan soortgelyke klagtes skuldig bevind is. Die verslag beveel dan ook aan dat die regering mediese skemas strenger moet dophou en reguleer om te verseker dat hierdie sogenaamde rassediskriminasie in die toekoms verhoed word. Die realiteit is dat die feite wat deur hierdie verslag op die tafel geplaas word, hoegenaamd nie die beweringe of aanbevelings aan die einde van sistematiese rasisme of diskriminasie ondersteun nie. Die feit dat swart dokters meer ondersoek en skuldig bevind word op dieselfde vlak beteken eintlik bloot eenvoudig dat hulle meer skuldig is aan wanpraktyke. Dit sou 'n heeltemal ander saak gewees het as die verslag byvoorbeeld bevind het dat swart dokters 10 keer meer geneig was om geondersoek te word, maar net 6 keer meer skuldig bevind word as hulle blanke kollegas. Dit sou ten minste daarop kon dui dat swart dokters disproporsioneel ondersoek word of geteken word. Die feit van die saak is egter dat die hoeveelheid ondersoeke met die hoeveelheid skuldig bevindings ooreenstem. Indien die verslag byvoorbeeld ook kon uitwys iets soos dat swart dokters se appelsake meer geneig was om te slaag as blankesin, sou dit ten minste ook daarop kon dui dat swart mediese praktisyns op 'n manier proporsioneel meer onregverdig behandel word tydens die ondersoeke. Maar daar is niks hiervan in die verslag nie. Verder is daar geen notisie geneem van die hoeveelheid klagtes wat teen swart dokters versus blanke dokters gebring word nie, so die afleiding kan blootgemaak word dat swart dokters meer ondersoek word, omdat daar meer klagtes teen hulle gelê word. Al wat die bevindinge van hierdie paneel in effek gaan bewerkstellig, is dat mediese skemas nou uit vrees huiwerig gaan wees om swart dokters te ondersoek, selfs wanneer daar verskeie klagtes teen hierdie dokters gemaak word. Dit gaan logischer wys tot 'n verdere toename in korrupsie en wanpraktyke in die Suid-Afrikaanse mediese landskap lei, net soos wat BEE tot meer korrupsie en bedrog in die sakewêreld gelei het. Die feit dat, soos minister Motsoaledi self erken, hy voor 2019 nooit hierdie tipe diskriminasie teëgekom het nie en dit juis toe deur 'n groep dokters onder sy aandag gebring is, moet nie oor die hoof gesien word nie. Die Black Lives Matter beweging, wat veral sedert 2014 in die VSA onsaglik baie internasionale mediadekking vir hul aggressiewe veldtogte teen hierdie beweerde sistematiese rasisme ontvang het, het juis gedurende hierdie tyd sedert 2016 hulle invloed internasionaal uitgebrei na veral Engelssprekende lande soos Brittanje en Suid-Afrika. Onthou maar net, byvoorbeeld die cricketspan wat tot op hulle knieë gesak het om op te staan teen rasisme, dit was ook in 2019. Hier het dit veral 'n dekolonialisasie aktivisme
op universiteitskampusse geïnspireer. Die kernbeginsel van kritiese rasteorie om die sogenaamde sistematiese rasisme in die sisteem, insluitende die mediese sisteem wat ons hier aanspreek, te beveg, sou sekerlik 'n rol gespeel het toe hierdie groep swart Suid-Afrikaanse dokters die minister juis in 2019 met hierdie beweringe genader het. Swart medici sou immers gegeewe hulle sosiale stand veral gedurende hierdie tyd baie meer bewus en beïnvloedbaar gewees het deur die ontwikkelinge in kritiese rasteorie in die VSA en elders as ander Suid-Afrikaners wat nie soveel toegang tot inligting het nie. Ons sit dus hier met 'n soortgelyke dilemma as met BEE. Die Willem Petzer groep het byvoorbeeld vroeër vanjaar berig dat die feit dat die swart middelklas in Suid-Afrika armer is as die blanke middelklas, wat ook deur 'n ander studie teweeggebring is, het meer te maak met die uitspattige leefstyl en gebrekkige finansiële bestuur wat deur swart middelklas gekenmerk word. As studies egter so tipe bevinding bekend maak, word dit dikwels voor die deur van rasisme gegooi. Hier sit ons nou weer met data uit die mediese industrie wat as gevolg van rasisme voorgehou word, bloot omdat die werklike redes daarvoor op sigself deur die regering en die hoofstroommedia as rassisties afgemaak sou word. Indien hierdie agenda nie in die kiem gesmoor word nie, gaan dit soos verduidelik is in hierdie video tot katastrofiese gevolge lei vir die mediese praktyk. Daarom beroep ek my op u om hierdie so ver as moontlik met die vriende en veral die in die mediese wêreld te deel, sodat dokters kan opstaan vir hulle self. Hierdie agenda en veral die wette wat ons kan sien uit hierdie agenda gaan spruit, gaan hulle brood en botter van hulle tafel afhaal, indien dit suksesvol gedoen word. Baie dankie vir julle elkeen wat gekyk het. As u met ons werk aanklank vind, is dit deurslaggewend om ons te ondersteun, om aan te gaan met ons werk, en dat u aansluit by die Willem Petzer groep. Vir meer inligting, WhatsApp net teken my op na die nommer op die skerm en ons kom terug na u en ons verduidelik vir u wat die voordele is en hoe u kan bydra. Totsiens en God seën u.